Okay. Dan gaan we olie sherry present. Okay. Julle kan my skerm sien, né? Julle sien die slideshow. Ja. Okay. Alright, okay. So, ons praat 'n bietjie oor etikette vandag. Ek het sommer net 'n paar foto's ingesit van goedjies. So, ons gaan hier deurgaan en na die tyd kan ons nog lekker praat. Ek dink die groot ding is nie om jou bang te maak nie en is ook nie om te sê jy moet altyd na alles kyk nie. So om net een of twee goedjies nou op te let. So die belangrike deel van etikette is die bestanddeel wat daar eerste op staan. So as jy gaan kyk na die ingredient lys, jammer vir al die Engels, maar as jy gaan kyk na die ingredient lys agter, is die bestanddeel wat eerste en tweede en derde is daar die meeste van in. Die bestanddele wat heel onder is daar die minste van in. So baie keer as jy byvoorbeeld Future Life vat, is die tweede of derde bestanddeel is dan icing sugar. Ek het byvoorbeeld al my seentjie sensitief vir gluten-free pancake mix gluten-free chocolate cake wat ek gekoop het want ons het net 'n Spar koop dit daar. Dink is gesond. Eerste bestanddeel is icing sugar. So maar net om te weet dat as suiker in die eerste 2 of 3 is, dan weet jy daar's baie suiker in en dan hoe dit nou aangaan. Dan is dit ook belangrik om te kyk na die porsies. So ek gaan nou vir julle wys by die porsie voorbeelde, maar byvoorbeeld ek het gisteraan na byvoorbeeld die Coke wat ek nou gevat het gister by 'n praatjie dis 'n 500 ml Coke. So hulle gaan vir jou sê hoeveel is daar in 'n 100 ml, maar dan verduidelik hulle ook vir jou wat is die porsie. So 'n porsie is eintlik net 250 ml. So dis net die helfte van die Coke. Of 'n pakkie sweets is baie keer net die helfte pakkie. So let op na, ek gaan nou vir julle voorbeelde wys, maar let op na die porsie wat hulle vat, waar jy kyk en wat is in die pakkie, want baie keer vat ons 2 porsies in een ete. Kyk na die suiker per porsie, so 1 teelepel is ongeveer 4 gram suiker. So as ons gaan vat na die total sugar, is 'n teelepel 4 gram. En dan wees op die uitkyk vir skuilname vir suiker. Dis die ander ding. Daar's baie keer ons kyk net vir sugar, maar daar's 'n klomp ander name. En dan al die bygevoegde preserveermiddels, kleurmiddels en so is regtig nie goed vir ons nie. Ek het 'n oulike artikel wat ek sommer vir julle gaan aanstuur. Wat ek saam met 'n health coach een keer bietjie geskryf het. Sy's joernalis en ek het sommer net bietjie met haar gesels daaroor, maar sy het die hele ding geskryf. Wat sommer mooi verduidelik die inflammasie wat al hierdie kleurmiddels en die goed veroorsaak. So ons wil nie dit hê nie. So hier kan julle sien soos ek nou net verduidelik het. So daar is byvoorbeeld per serving, so dit is nou 'n pakkie wat jy oopmaak. So die serving size is 33 gram. So kyk dan nou hoeveel jy eet. So ons gee baie keer vir ons kinders net maar nou pap en die serving size wat ons wil in die oggend gee is baie meer as daardie. So op hierdie produk sou ons sê okay, die totale suiker in daai ding is 10 gram, so deel deur 4 is omtrent wat 2,5 teelepels. Ons wil ook dietary fiber is ook baie belangrik waar ons wil gaan kyk na. En dan maar veral vir ons wat na gewig en daaggoeders wil jy gaan kyk na die proteïene. Maar ja, dit is belangrik om te gaan kyk jy na 100 gram of kyk jy na die serving. So suiker vir jou kind, die maksimum suiker wat jou kind moet inneem 'n dag is 6 teelepels suiker. Okay, dit klink bitter baie, maar dit sluit ook in die natuurlike suikers. So baie keer byvoorbeeld met 'n gegeurde yoghurt is die helfte van jou dag se suiker vir jou kind. Of 'n muffin baie keer het 3 teelepels suiker in. Ek het gister byvoorbeeld gekyk 'n rolletjie Super C's, daai klein Super C's met 5 Super C's in, het 3 teelepels suiker in. So dis die helfte van jou dag van jou kind se suiker. Suiker is kokain vir die brein. Ek dink julle het al gesien daai studies wat hulle sê dat kokain laai sekere dele in jou brein op, maar suiker laat vlam jou hele brein op. Baie sleg vir mental health ook die suiker, omdat daar soos ek hulle verduidelik het aan die begin, die suikerdips wat jy het, maak dat jou angstigheid en jou gemoed die volgende dag gewoonlik baie slegter is. Daar's baie studies wat wys dat as jy suiker ingeneem het vir die paar ure daarna, is jou immuunfunksie baie minder. So met ander woorde, ons verwag kinders moet gesond wees, maar as hulle kort suiker inkry, is immuniteit ook laer, lei na inflammasie, die suiker maar ook die produkte wat bygevoeg is, sit 'n onnodige lading op jou liggaamsorgane, want jou organe moet heeltyd insulien vrystel en dit verwerk, en dan ook natuurlik krywings en bloedsuiker. So nog name wat jy voor kan loer met suiker, en die mense is so slim, want hulle sit in, high fructose corn syrup is verskriklik sleg vir ons, fructose, de-flavored fruit juice, maltose, maple syrup, maar ja, maple syrup, 'n goeie maple syrup is okay, breinsuiker, sukrose, molasse, corn sweetener, corn syrup, dextrose, ja,
net kyk daar, want hulle sal baie keer, nee, dan sien jy, dan kyk jy die bestanddele, sien jy suiker is derde, maar dan is daar ook in nog goeders, en nog goed, en nog suiker, ander name van suiker, so kyk bietjie uit vir die ander name van suiker. En dan hierdie is, ek het dit sommer afgeneem van die boek Mila's Meals. Dit is 'n bitter oulike boek. Dit is meer 'n baba kinderboek, maar hulle verduidelik verskriklik mooi. So hierdie is die, ek kan vir julle 'n foto van hierdie ook sommer aanstuur, van al hierdie kleurmiddels en goeders wat jy moet vermy. So nie al die goeders is sleg nie, maar die meerderheid van hulle is baie sleg. En gister het ek 'n pakkie jelly sweeties opgetel en daar was soos 5 of 6 verskillende kodes daarin, nê? Byvoorbeeld ek het al gesien Woolies se een keer het ek 'n pakkie Woolies biltong gekyk, nee, en daar's al caramel flavor in of caramel colorant en dan sê jy soos hoekom? So hier is al jou kleurmiddels, is al die nommers, die name wat hulle daarvoor gee, die preserveermiddels, sintetiese oksidante, flavor enhancers gooi hulle in alles, artificial flavors, artificial sweeteners en dan wil ons glad nie ekstra vette hê nie. En dit is maar nogals erg hierdie goedkoper chips en die goedkoper goedjies. Moet julle gaan kyk, die lys van bestanddele daarin is verskriklik. So dis maar net waarvoor julle moet uitkyk en dit ook beperk. En ek dink ook nou en dan is okay, maar as om 'n reël vir jou kinders nie heeltyd hierdie goeders te gee nie, want dit veroorsaak laaggraadse inflammasie heeltyd. Hier is sommer 'n voorbeeld. Ek het 'n klomp goedjies net afgeneem vir julle. So hierdie is 'n Woolworths cranberry en yoghurt muesli. So eerstens wat ons wil gaan kyk is, okay, so die bestanddele, wat is al baie in? Daar's baie oats in, tweede is suiker. So 10% van dit is suiker. Vegetable fat wat nie goed is nie. Dan sal nou cranberries en goeders wat okay is, dis vegetable oil in wat ook nie goed is nie. Emulsifier, colorant, golden syrup, nog kyk hierso, golden syrup, sugar water. En oor die algemeen is Woolies so goed van die beter is. So ek gaan nou maar net deur met julle. Jammer vir die wat so blur hierdie kant. So hier sal jy sien dis per 100 gram en dan daar is nou per serving. So iewers net eendag as jy iets 'n pakkie het, weeg dit af en dan kyk jy hoe min is dit dalk eintlik. Dan as jy nou so bekommerd wees oor die kalorieë wat jy moet inneem elke dag, ek kyk nie noodwendig daarna nie, die koolhidrate is my ook belangrik. Maar wat ons met die kinders nou veral wil kyk is of which total sugar. So daar sal jy sien is 4.7 gram suiker. So die porsie is nie eintlik so baie nie. Ek bedoel daar's nou 'n paar goedjies in wat nie goed is nie, maar as jy nou dink as jy yoghurt vat en jy vat nou net die bietjie serving dit by, dan is dit 'n teelepel suiker. So it could have been worse. En dan die proteïene is 5 gram. Okay. Wag, hierdie ene. Hierdie is my favorite. Julle, dit breek my. Ek weet nie of julle al ooit geproe het hoe proe hierdie instant maize porridge nie. Ons was eendag by mense, hulle bly bitterver en hulle kind kan nie gluten eet nie, so hulle gee vir haar heeltyd dit en dit proe soos pudding. Maar dit is 'n vinnige aanmaak instant maize pap. En hulle adverteer dit as, "Jogg, hier's kalsium en minerale in, the clever choice, wonderlik." Maar per serving. So die totale suiker per serving en ek beloof jou die kinders eet meer as 'n serving. So die hoeveelheid totale suiker per serving is 21 gram. Gedeel deur 4 is dit bitter baie suiker. Okay, so dan is dit daarso 21.9 per serving. So dis omtrent 6 teelepel suiker as ek nou reg werk amper 5 en 'n bietjie per serving. En dan baie keer dan soos ek die kinders ken gooi hulle nog suiker ook daarbey. Hier is dan 7 gram proteïene in. So mense moet altyd ook opweeg as jy kyk na 'n produk. Okay, wat is die hoeveelheid suiker, maar wat is die proteïene? Want die proteïene en die vesel in die produk gaan help dat dit langer vrygestel word en dan nou al die onnodige goed wat daarin is. Dis hoekom hulle dan byvoorbeeld sê 'n cupcake is 'n beter breakfast as 'n geprosesseerde pap, want daar's al daai ander kodes en alles in. Hierdie is sommer by Checkers, 'n Simple Truth, sê ook gluten-free en reduced sugar, so kom ons gaan kyk. Hoeveel het hy in? So gluten-free rolled oat, sorghum, derde ingredients is brown sugar, vegetable oil wat nie great is nie. Dis hoekom muesli is een van die goed wat jy dink is so gesond, maar jy moet maar baie mooi kyk. So wat ek al gesien het is Woolworths se low carb een is nogals nice. Ek het hom ook afgeneem dink ek, of die wat jy self maak. Wat beperkte goed in het. Maar hierdie is al beter as van die ander. So kom ons gaan kyk per 30 gram. Het hy 3 gram proteïene in, wat nogals min proteïene is. So dan dis nie so baie proteïene wat daarin is nie.
en dan of which total sugar 3 gram. So, as jy nou net die suiker opweeg, is hier minder suiker in, dis nie so baie nie, hierbo het ek gesê, so die suiker is 3 gram, proteïene is 3 gram, en die vesel is 2 gram, okay. En weer eens, as jou kinders net muesli eet, of jy eet net muesli, soek net vir jou 'n goeie een. Jy hoef nie alles moet perfek wees nie, maar 'n bietjie beter te gaan kyk. Hierdie is my verskriklik erg, want die jong mense drink dit, almal drink dit, enige tipe suikerdrankie, en soveel maas of mense sal my sê, ja, maar ek vat die sugar-free een, maar kyk gou daai lys, kyk gou tot daar, kyk al daai E-kodes, ek kan dit nie instel nie, 1, 2, 3, 4, preservatives, nog, dit is soos, dis absoluut belaglik, en jou liggaam moet dit alles hanteer, so as ek sweet drink, maak nie saak of dit sugar-free is, en ek voel die volgende dag, heel dag, glad nie lekker nie, en hierdie drankie, wat hulle adverteer as vitamine C en sink, immune support drink, die mense dink hulle doen 'n goeie ding, 29 gram suiker in. So, en dit maak my regtig bang om te sien hoe die hoërskoolkinders dit drink, asof en almal koop vir hulle Monsters, en hierdie goed is so goedkoop, party van hulle kos is R11, so dis maklik om dit te koop, dit gee jou boost, maar al daai goeders is baie sleg. Yoghurt is die ander ding wat ek baie na gaan kyk het, so yoghurt dink ek ek het nou reg maar daai ding toe ek nogals maar toe sê ek dat ja, in Frankryk en so of ander plekke is yoghurt 'n dessert wanneer dit gekleur is, en solank as mense dit so sien. En ook as jy gaan vat 'n Fanta versus 'n Yogi sip, is 'n Yogi sip of hierdie beter, want die proteïene en die vet in die melk gaan maak dat dit langer vat om vry te stel. Maar om vir jou dit te gee, hierdie is 'n Darling Sappy drinking yogurt. So per single serving is 250 gram, so dit is die hele ene. En dan is die hoeveelheid suiker is 25 gram suiker. So daar's meer as 5 teelepels suiker, omtrent 6 teelepels suiker in hierdie. So daar's jou kind se hele dag net in die drinking yogurt in. En die proteïene is 2,3 gram. Okay. Iets wat ek graag vir my kinders doen, want koeldrank is moeilik, julle. Dit is vir my nogals 'n moeilike ding. So ek het nou lately begin kombucha maak, en dit is vir my heerlik, maar mens kan ook nie altyd net kombucha nie. Of ek maak graag ystee, en ek het as 'n reël nie koeldrank in my huis nie, want as ek Oudda's koop, dan is dit 2 dae dan sit op. So ek wil die kinders, ja. So my kinders in die week het ons nooit koeldrank nie. En dan in die naweek sal hulle koeldrankie drink, maar iets wat ek graag doen is, as ons uitgaan na 'n restaurant toe, sal ek 'n appetizer kry. So 'n appetizer het 31 gram suiker in, hè, maar dis natuurlike suiker. Okay, so jy kan sien op die ding staan reconstituted apple juice en carbon dioxide. Daar's nie sodium benzoate in wat baie sleg is nie. Daar is nie added sugars in nie. Okay, so dit is vrek baie suiker. So jy kan sien daar 31 gram in daai blikkie, maar wat ek doen is ek vat 'n soda water en dan deel ek dit in 3 en ek meng die soda water by. Dit proe nog steeds vir hulle lekker, dis nog steeds suiker, maar daar's nie al die kleurmiddels in wat byvoorbeeld 'n Fanta en alle ander goeders in het nie, en dis meer 'n natuurlike suiker. Okay. Doen dit altyd nee. Partykeer kry hulle ook 'n cream soda en dit is okay. Maar net dat jy weet, dit is vir my 'n beter plan om te maak as jy uitgaan, en jy wil dit vir hulle gee. Hierdie neem ek aan is ook baie duurder, maar hierdie het ek nou maar 'n foto geneem van, want dit is 'n goeie opsie. So hier kan jy sien, dis Woolies se Kaap Clever reeks. En hoekom is dit duur is, want daar's goeie ingredients in baie neute. So pecan nuts, sade, coconut flakes, coconut flour, bietjie heuning. So heuning staan onder, nie heel bo nie. So dis goed. So hier's eintlik nie slegte goed hier in. Hier is regtig eintlik 'n baie goeie produk. En dan moet jy gaan kyk na, ek wonder het ek nou nie daai afgeneem, ja, ek het nou nie dan kon ek nou nie sien presies hoeveel wat daarin is nie, maar daar's nie 'n snaakse goed in nie. So daar is 'n goeie produk. Pronitro, 'n bietjie na te gaan kyk na Pronitro. Weer eens, as jy maar nou gaan kyk na die pappe wat jy soos as 'n naweek of as 'n bederf is, kies iets met baie proteïene in. Maar gaan kyk na al daai genetically modified maize, soja, suiker, soy isolate. Ja, so weer eens, nou en dan is okay, maar nie as 'n reël elke dag is dit 'n goeie ding nie. En dan ook die serving is 5 eetlepels, is 50 gram, en dan daarin is daar soveel proteïene en daar's 3 teelepels suiker in 'n porsie Pronitro. Hier het ek sommer hierdie parmelaat met chocolate chips afgeneem.
'n single serving porsie is 200 gram. Ja, is 'n kilogram. So dis 'n vyfde van hierdie. Het 20 gram suiker in, so 5 teelepels suiker en dan double cream plain yoghurt wat natuurlik sien hierso is ook stabilizers in, preservatives in. Nie almal van daai is so sleg nie. Ons kan gaan kyk op daai lysie nou wat van hulle, party van hulle is alright. Maar die suiker is 5.5. So daar's baie minder suiker in. As jy kyk, daar's 4 keer soveel suiker in die een met die chocolate chips in. Okay, en dan om vir jou idee te gee, ontbytpappe. Kyk gou effens hierdie Kellogg's Strawberry Pops is 8 en 'n kwart teelepels, Jungle Energy Crunch wat hulle vreeslik goed adverteer, 6 en 'n halwe teelepels, Pronitro Chocolate 5 en 'n half. So jou Weet-Bix bly maar steeds een van jou beste geprosesseerde verwerkte kosse. Omdat daar so min suiker in is en daar's ook nie 'n klomp preserveermiddels in nie. En dan jou Fanta het in 'n blikkie 10 en 'n kwart teelepel suiker in. Powerade is 9 en 'n 3/4, 'n Coke is 8 en 'n 3/4, Appletiser het ook baie in soos ek gesê het, maar is meer natuurlik. En dan is Spider-Man en Barbie apple juice wat jy dink is gesond is 4 teelepels. En dan diluted rose water het nie so baie nie, maar is maar nog steeds baie. Ag en ek dink ook as die kinders baie sport doen, hulle doen sulke goed, dan is byvoorbeeld 'n appelsappie okay. Daar's baie suiker in, maar hulle gaan dit dalk verwerk. So dis maar net om meer bewus te wees en meer te gaan kyk na die tipe goedjies wat daarin is.